Goeiemôre, liewe vriende. Baie welkom by vanoggend se erediens van 28 Augustus 2022. Ons is die einde van winter nou. Volgende naweek is ons hier is ons in die lente. Officially. Mag die grootheid van Jesus jou vanoggend weer bewus maak van sy goddelike krag wat ook in jou werk. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Alles is deur hom en vir hom geskep. Amen. Vriende, as genade vir julle, as vrede vir julle, kom van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. En vriende, ons gaan saam lees uit Kolossense hoofstuk 2. Dit is die brief wat Paulus aan die gemeente in Kolosse geskryf het. Ons gaan lees daar by vers 6 van Kolossense 2. Maar kom ons bid net eers saam. Here Jesus, ons buig voor U as Vader, as God, as Heer. Ons kom soek U wysheid en lering, o Koning Heer. Wil U ons vanoggend deur die Gees die volle waarheid oor die Godheid leer. Mag ons die grootheid raak sien. Dit sien en hoor weer en weer. Mag ons soek vanoggend, Jesus Heer, om van U te leer, meer en meer. Wil U Uself vanoggend na ons keer, en ons vul met liefde en genade. Nog 'n keer. Here, wil U vanoggend met die Gees ons vul, ons in die liefde toekom vou. Net by U wil ons wees. Ons wil staan onder die krag van die Gees. Amen. Paulus skryf daar vers 6, hy sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom al wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke gesag en mag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ek lees net tot daar. Paulus maak 'n massive stelling in vers 9 as hy sê,
In Jesus word die volle wese van God beliggaam. En hiermee wil Paulus sê dat Jesus in sy volledigheid met God geïdentifiseer kan word. Verseker, sê Paulus, is Jesus nie een van die geskape engele nie. Daai hele pragtige loflied wat hy in Kolossense 1 sing, is 'n loflied oor Jesus se godheid en sy goddelike mag. In geen opsig is Jesus van minder waarde as God nie. Hy is dieselfde as God in alle opsigte. Hy is deel van die een wese van die een en enige lewende God. Wat Jesus het, wie Jesus is en het God. Daarom dat Jesus op 'n plek in die in Johannes Evangelie vir sy disippels sê, wie my sien, sien die Vader. Wil jy God leer ken? Wil jy God sien? Kyk na Jesus. Dan sal jy weet wie God is, hoe God is. Hy deel in die volheid van die goddelike wese. En dis nie net Paulus wat so voel nie. Elkeen van die Nuwe Testament skrywers maak dit duidelik dat daar geen onderskeid te tref is tussen Jesus en God nie. Jesus is nie net nog 'n wese in die hemelse realiteit nie. Hy is nie deur God geskep nie. Nee, hy het eerder saam met God geskep as deel van die volheid van God as skepper. Johannes sê dit in die begin van sy evangelie. Paulus beamoed dit in Kolossense 1 vers 15 tot 20. Jesus is deel van die skepperwese. Dit is een van die kragtigste belydenisse oor Jesus se godheid. Jesus het die verstaan van God radikaal kom verander. In die Ou Testament was God nie te sien of te ken nie. Selfs Moses mag God nie eers gesien het nie. En toe kom Jesus. En skielik kan ons God leer ken. Ons kon hom sien. En sê Johannes in sy eerste brief, ja, ons kon selfs aan hom vat. Dink net aan die radikaliteit van so 'n gedagte. Mense kon aan God vat, aan hom raak. Hulle kon sy stem direk hoor praat en hulle kon in sy oë kyk. Kan so iets moontlik wees? Dit was. En nie een van die Nuwe Testament skrywers probeer daardie gedagte onderspeel nie. Hulle verwonder hulle eerder in die feit dat dit regtig gebeur het. Hulle het God gesien. Hulle het aan God geraak. God was beliggaam in 'n persoon en hulle was bevoorreg om daarin te deel. Jesus het God vir ons kom ontvou. Dis slegs deur Jesus wat ons 'n volle insig in God kan kry. Hy is die waarheid self deur wie ons die waarheid van God leer ken. Maar hoe leer ons die waarheid ken? As ons nie soos die disippels hom kan sien of hom aan hom kan vat nie.
En wat dan nog ook van die persoonlike lering waarin die disippels kon deel. Jesus gee self vir ons die antwoord. Hy sê, ek sal die Heilige Gees stuur, en die Gees sal julle in die volle waarheid lei. Die Heilige Gees sal ons help om insig in God en Jesus te kry. God sal homself en Jesus deur die Gees wat self ook God is, vir ons bekend maak. Daar is dus nie 3 gode in die kerk betrokke, soos wat die Islam ons van beskuldig nie. Dis ook nie 'n geval van of Jesus en die Heilige Gees mindere status het in die hemel as die Vader nie. Ons het in die Vader, Seun, Heilige Gees te doen met een God. Die God wat ons ook in Deuteronomium 6 vers 4 bely as ons sê, luister Israel, die Here is ons God, die Here is een. Jesus is Here. Dit sê die Nuwe Testament vir ons deur en deur. Dit beteken hy dra die naam van God. En die Gees, sê Jesus in Johannes 6, is die lewegewende God. Enige een wat die godheid wil relativeer van Jesus, is nie met die ware evangelie besig nie. Hulle is besig met 'n evangelie van geen waarde nie. As Jesus maar net 'n gewone mens was, hoe sou hy kon instaan vir ons sonde? Hy sou eers moes instaan vir sy eie sondes, soos wat die priesters in die tempel moes doen. As God nie mag het oor lewe en oor dood nie, hoe gaan ons ooit vrykom uit die kloue van die dood? Hoe gaan Jesus die dood oorwin as hy nie met goddelike mag die dood kan deurbreek nie? Maar ons weet, Jesus het beide gedoen. Omdat hy ons sondes as God se seun dra, kan ons vry wees van sonde vandag. Omdat God die dood deurbreek het vir ons met die opstanding van Jesus, kan ons weet dat ons die nuwe lewe sal kry wat hy vir ons beloof het. En sy oorwinning oor die dood is die verdere bewys dat hy die mag het oor dood en oor lewe. Dat hy self God is wat deur die dood gegaan het vir ons. Ja, Jesus is wel God wat mens geword het, 'n volledige mens. Maar hy is ook volledig God, ver bo ons begrip en verstand om uit te werk. Jesus verlos ons vir God. Hy verlos ons as God in 'n mens beliggaam. In Jesus stuur God nie verlossing vir die wêreld nie. In Jesus leer ons God ken as die verlosser wat self sy verlossing bring. In hom, in sy verlossing, ontvang ons die volheid van God se genade deur die Heilige Gees, sê Paulus in vers 10. En wie deel het in hierdie volheid, het geen ander verlossing nodig nie. Het niks verder nodig nie. En dit maak dat daar meer betrokke raak. Want in ons verbondenheid met Jesus, dan deel ons self in die volheid van God.
As ons vashou aan Jesus, hou ons vas aan die drie-enige God, die God wat te groot is om werklik ten volle te verstaan of selfs net in woorde te beskryf. Dis juis in hierdie verbondenheid dat ons vryheid opgesluit lê, dat ons sondige natuur deur God in Jesus weggeneem word, gaan Paulus voort in vers 11. Ons is vry van sonde, sodat ons sondes agter ons kan sit, kan afsterf. God sterf en God leef, sodat ons die sondes wat na die sondes wat ons afgesterf het, ook kan leef in 'n nuwe opstanding saam met Jesus, saam met God. Dis die verstommende werklikheid wat ons leer oor Jesus en God in die evangelie. Hy gee homself vrywillig vir ons. Hy hang self aan 'n kruishout om ons sondes te vergewe. In 'n onverklaarbare oomblik verlaat God vir God, sodat ons nooit weer van God verlaat hoef te voel nie. Ons Skepper, heel aan die begin, die ware lewende God van die skepingsverhaal, word in sy menswording ons herskepper. Hy word die een wat vir ons 'n nuwe begin gee, 'n nuwe lewe en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin ons kan uitsien in die toekoms. Ons sien dus in hierdie een God wat homself in Jesus aan ons kom bekend maak het, dat hy 'n God is wat graag in verbondenheid met mense wil leef. Hy kom as mens na ons toe, om vir ons die geleentheid te gee om in verbondenheid met hom te mag wees. Hy verbind hom aan ons deur sy bloed met 'n nuwe verbond wat hy tot stand bring tussen hom en die mens. Jesus is nie net die volle wese van God wat beliggaam is nie. Hy is ook die volle wese van die verbond. Hy bevestig en hy verseël die verbond wat God met ons as mense kom sluit het. Ons het die taak om in verbondenheid met hom te lewe, sê Paulus in vers 6. Dit beteken dat ons een met Christus moet wees, soos wat God, Jesus en die Heilige Gees een is. Ons moet ons lewe bou op die voorbeeld van Jesus, op hom wat die fondament is waar ons vastigheid kry. Enige leer wat in stryd is hiermee moet ons verwerp. Dis nie die evangelie nie, eerder 'n vals weergawe van die volheid van God wat in Jesus te vind is. Maar dis om hierdie vals weergawes raak te sien dat ons kennis van God en Jesus moet verbreed. Ons moet insig kry in die volle wese van God, soos dit deur Jesus aan ons bekend gemaak kon word. Ons kom slegs vry as ons breek met die verlede en vorentoe saam met Jesus gaan. Saam met hom op weg sal ons die waarheid oor God se liefde en genade leer ken. As ons in verbondenheid met hom lewe, sal hy ons hierdie insig gee deur die Heilige Gees. Hy sal ons in die volle waarheid lei, soos wat Jesus beloof het. Ons moet onsself net oopstel vir die Heilige Gees, sodat ons daardie volle waarheid kan vind. Dan sal ons weet wie God en Jesus werklik is.
Dit is wanneer ons in verbondenheid met hom leef, dat ons elke valse mag en lering kan oorwin, want Jesus het dit reeds namens ons oorwin. Dan kan ons hom sien vir wie hy werklik is. Die Here wat as 'n mens homself vir ons kom gee het. Ons kan in Jesus nader kom aan God as wat ons ooit oor kon droom. Want hy het tot by ons gekom. Hy het van sy kant af in verbondenheid met ons kom leef. God is met ons, is nie net 'n mooi metafoor waarmee Matteus sy evangelie omvou nie. Dis 'n werklikheid vir elkeen van onsself wat onsself oorgee om in hierdie verbondenheid met hom te leef. Hy is die weg. Die enigste een deur wie ons by God kan kom. Hy is die waarheid, die volle en werklike openbaring van God. Hy is die lewe, die een wat gekom het om ons met die volheid van God se lewe te vul. Ons is saam met Jesus opgewek. Ons is in verbondenheid met Jesus opgewek. Eintlik het ons geen ander boodskap oor om te dra nie. Want in Jesus het die volheid van God ons gevul met die volheid van sy liefde. In hierdie verbondenheid is ons veilig toegevou. Ons is in die volheid van sy liefde opgevang. Amen. Kom ons bid saam. Jesus Heer, op wie ons hoop gebou is. U het ons bevry van sonde gewis. U het die lewe vir ons gegee, ons 'n nuwe hoop verleen. Seun van God, self God in ons gees. Wil U elke oomblik van die lewe met ons wees? Ons wil wandel in die lig wat U oor ons bring. Oor U liefde en genade wil ons 'n loflied sing. Here, God in gees, wil U in ons lewensdag teenwoordig wees? Wil U ons die volheid van die genade gee? Mag ons genade vind in U sterwe, elke nuwe keer. Maak ons bewus van die heilige goedheid en grootheid, Jesus Heer. Mag ons in grootheid en goedheid die Godheid elke dag eer. Heer van lewe en krag, gee ons die grootheid van die goddelike mag. Ons bly, o Jesus Heer, aan U verbind. Mag ons die volheid van U liefde in hierdie dag en week weer vind. Amen. Vriende, kom ons dien die Here met ons offergawes.
En vriende, as jy hierdie week ingaan en jy gaan die werk en die lewe en die dag tegemoet, kan jy weet, die Here sal jou verstand en jou interpretasie verlig. Die Here Jesus sal jou oë verlig en die manier waarop jy na dinge kyk. Die Here Jesus sal jou hart verlig en dit wat jy bedink. Die Here Jesus sal jou hande verlig en dit wat jy doen. En die Here Jesus sal by jou wees, waar jy ook al hier vandaan gaan. Amen.